12% van mense wat by 'n gym aansluit, sluit Januarie aan. En 80% van hulle onttrek binne die eerste 5 maande. Van alle mense wat by 'n gym aansluit, hulle sê tussen 40 en 60% van die mense hou nie langer as 6 maande nie. Hoekom is dit? Hoekom sluit mense Januarie by 'n gym aan? Vir my is die antwoord redelik logies. Ons het Kersfees en Nuwe Jaar gevier en ons was nou nie so bedag op alles nie. Ons het 'n bietjie te veel geëet en ons wil net weer in shape kom. Ek wil net 'n bietjie beter lyk na hierdie feesdae. Hoekom hou mense nie aan daarmee nie? Wel, daar's nie fout by die gym nie. Daar's nie fout met die mense nie. Dis maar net hoe menswees werk. Mense begin ywerig met dinge, maar dit hou nie baie lank nie. Dis hoekom ek nooit nuwejaarsvoorneme het nie, want ek wil my doodlag. Mense het die wonderlikste nuwejaarsvoorneme, maar hulle kom nie verder as 10 Januarie nie, dan het hulle alles alweer vergeet. Ek is verskriklik lief vir tuin maak. Ek is lief vir plant. En ek sal so die eerste 2-3 keer water gee en dan raak dit vir my roetine. En as ek my kom kry, is die plante dood. Daar's nie fout met gyms nie, daar's nie fout met tuine nie. Dis hoe die wêreld werk. Goed wat nie aandag kry nie, gaan dood. Nou wonder ek net, hoekom dink ons dat geloof anders is? Hoekom dink ons dat geloof is iets wat bestaan en hy gaan vir altyd daar wees? Want dit is nie so nie. Die Bybel sê vir ons, geloof is iets wat ons noukeurig moet oppas, anders gaan dit soos met gymlidmaatskap, soos met plante wat nie water kry nie, dit gaan doodgaan. Ons kry 'n baie goeie uiteensetting daarvan in Hebreërs 2, vers 1 tot 4. Daarom moet ons soveel te meer aandag gee aan dit wat ons gehoor het, sodat ons nie dalk wegdryf nie. Want as die boodskap wat deur engele verkondig is, inderdaad bindend was, en elke oortreding en ongehoorsaamheid regmatige straf ontvang het, hoe sal ons ontvlug as ons so 'n groot verlossing verontagsaam? Hierdie verlossing is eers deur die Here verkondig en daarna aan ons bevestig deur hulle wat dit gehoor het, terwyl God dit verder bevestig het deur tekens en wonders en allerlei kragtige dade en deur die gawes van die Heilige Gees wat uitgedeel is soos hy dit goed gevind het. In die wetenskap is daar 'n ding wat hulle noem entropie. Ek onthou dit van skooltyd af. Entropie beteken dat iets van orde na wanorde beweeg van self. Kom ons dink as ek koffie maak, as ek melk ingooi, of eerder, kom ek gooi room in koffie. As ek nou koffie gemaak het en ek gooi 'n bietjie room daarin, dan gewoonlik roer ons dit om dit te meng, maar wat gebeur as jy dit net los? Vir 'n rukkie is die room apart, maar kort voor lank begin hulle meng. Die twee goed bly nie netjies apart nie, hulle raak te mekaar van self. Ek onthou ons wetenskaponderwyser het vir ons entropie beduie aan die hand van ons slaapkamers. Ons sit nou daar by die skool en by die huis is ma en die huis al besig om my kamer baie mooi netjies te maak. Ek kom van die skool af in 'n netjiese kamer, hoe lank bly dit netjies? Trek my skoolklere uit, haal my ander klere uit die kas, trek dit aan, vanmiddag trek ek sportklere aan, ek begin huiswerk doen. Teen vanaand is dit chaos. Dis 'n ding wat in die natuur voorkom. Entropie, dinge raak de mekaar. As jy dinge los, raak hulle de mekaar. As jy jou tuin los, dan gaan dit de mekaar raak. As jy 'n kar nie gereeld was nie, of versorg nie, dan gaan hy vuil raak, hy gaan roes, hy gaan stikkend raak. As jy 'n huis los, as jy bekers op die kas nie gereeld afvee nie, hulle word vuil, hulle word de mekaar, hulle word sleg. Nou, hier in Hebreërs lees ons dat die Hebreërskrywer iets soortgelyks gesien het in terme van ons geloofslewe. Natuurlik, die term entropie kom eers hier uit die 19de eeu uit. Maar die idee dat dinge van self de mekaar raak, dit was van die begin af daar. En nou kom die Hebreërskrywer en hy sê vir ons maar geloof. Ons moet so oppas sodat ons nie in ons geloof, hy gebruik hier twee baie mooi woorde. Hy gebruik eerstens die woord wegdryf. Wat beteken dit?
Ons kan dit baie maklik verstaan. Ek ry met 'n bootjie tot daar naby die kant, naby die hawe en ek klim uit en ek los die bootjie. Ek hoef nie die boot se engine aan te sit sodat die boot kan weggaan van die hawe af nie. As ek hom net los en ek maak hom nie vas nie, gaan hy van self wegdryf. Dis die beeld wat die Hebreërskrywer hier het. Ons is in geloof. Kom ons sê toe ek tot bekering gekom het of ek het in 'n Christelike huis groot geword, ek word groot in geloof. En wat gebeur nou? Nou sê ek moet oppas dat ek nie in geloof wegdryf nie. Julle sien, die gevaar is nie dat ek 'n keuse teen die Here maak nie. Die gevaar is nie dat ek opstandig raak nie. Hoekom maak ek 'n keuse teen die Here? Hoekom raak ek opstandig? Omdat ek al so ver weggedryf het. Wanneer mense kom en hulle raak afvallig van die geloof, kom ons sê daar's 'n krisis in hulle lewe en hulle sukkel om dit te verwerk. Hulle sê, hoe kan 'n God van liefde dit toelaat? Dis nie die begin nie, dis die einde. Iewers het hulle in geloof begin, iewers het hulle hopelik in geloof begin, dat hulle in God geglo, dat hulle aan God vasgehou het, dat hulle tot bekering gekom het. Maar wat het gebeur? Geleidelik het hulle weggedryf. En as die krisis kom en hulle gryp na die hawe, hulle gryp na God, is God ver. Hoekom het God weggeraak? Nee, hulle het weggedryf. En as hulle dan in die krisistyd gryp na God, gryp hulle hom nie raak nie. En dan beskuldig hulle vir God. Dan beskuldig hulle die kerk. Dan beskuldig hulle ander mense. Maar wat het gebeur? God en die ander mense is presies waar hulle was, maar ek het weggedryf. Daar's 2 Afrikaanse woorde wat uit Frans uitkom, wat hierdie nogal vir my redelik goed beskryf. Die een is die woord nonchalant. Wat beteken nonchalant? Nonchalant beteken, ek gee nie regtig om nie. Ja, ek gaan kerk toe en die dominee lees van die vermeerdering van die brood en die vis. Nonchalant, alweer daai ou storie. Ek ken dit so goed. Kan hy nie iets interessanters lees nie. Die ander woord is blasé. Blasé beteken, die dominee sê ons spreek vandag oor die vermeerdering van die brood en die vis. En die persoon wat blasé is sê, ek hoop hierdie dominee het 'n bietjie opgelees en huiswerk gedoen. Ek hoop hy weet daar is 2 weergawes in die Johannes Evangelie. Ek hoop hy weet dit, ek hoop hy weet dat. Dis so half asof ek neersien op hierdie ou storieetjie van die brood en die vis. Nonchalant, ek is so al verveeld daarmee, dit beïndruk my nie meer nie. Blasé is, ek is 'n bietjie verhewe bo dit. Die Hebreërskrywer, as hy nou daai woorde geken het, sou hy gesê het, oppas dat julle nie nonchalant of blasé is nie. Oppas dat julle nie wegdryf nie. En die ander woord wat hy gebruik is, verontagsaam. Moenie hierdie groot verlossing verontagsaam nie. Verontagsaam beteken nie, ek is in ongeloof of ek haat die boodskap nie. Verontagsaam beteken, so wat, ek sal later daaraan aandag gee. Dit raak my nie nou eintlik ernstig nie. Waaroor gaan dit? Dit gaan oor die boodskap. Die Hebreërskrywer sê, julle ken hierdie boodskap, die boodskap van verlossing. En dis julle probleem. Omdat julle die boodskap van verlossing ken, raak julle nonchalant en blasé. Moenie dat dit gebeur nie. Moenie wegdryf van die geloof nie en moenie dit verontagsaam nie, want hierdie boodskap is so uitsonderlik. Hy vertel van die woorde van engele en in hoofstuk 1 praat hy van die woorde van profete. Vir, mens kan amper sê eeue, 'n millennium, het die mense gewag vir die Messias. Het hulle gewag dat God die finale redding sal bring, die redding wat hy aan koning Dawid 1000 jaar gelede beloof het. Vir jare, vir eeue, het die mense geluister na die woorde van profete. Vir eeue het mense engele gehad wat vir hulle boodskappe gebring het. En as hulle daai boodskap verontagsaam het, die gebeurtenis met die goue kalf wys vir ons wat gebeur het. Mense wat die boodskap van die Here deur Moses of deur engele of deur profete verontagsaam het, hulle dit nie oorleef nie. Wat het nou gebeur?
Nou het God op die alleruniekste manier gepraat met ons. Mense van die ou bedeling het so gesmag daarna om by God uit te kom. Die hoëpriester kon 1 keer 'n jaar agter die voorhangsel ingaan, van aangesig tot aangesig by God. Nou het Jesus gekom, en ons lees hierdie volgende woorde. Hierdie verlossing is eers deur die Here verkondig. Dit was toe Jesus hier op aarde was en dit vir ons alles vertel het. Daarna is dit aan ons bevestig deur hulle wat dit gehoor het. Die disippels en die apostels het dit bevestig, ons het dit wat hulle gesê het op skrif. Terwyl God dit verder bevestig het deur tekens en wonders en allerhande kragtige dade en deur die gawes van die Heilige Gees. Nie net het ons die woorde nie, aanvanklik was daar tekens en wonders wat bevestig het dat hierdie woorde die waarheid is. En dan natuurlik het die Here gawes gegee, die gawes wat verskillende mense het, wat van die Heilige Gees afkom. Julle sien, hierdie boodskap is so uniek en hierdie boodskap is so kosbaar, dat ons dit nie kan verontagsaam nie, dat ons nie daarvan af kan wegdryf nie. En as ek iets van menswees weet, dan besef ek gaan nie van self groei in die geloof nie. Groei in die geloof kom nie deur maar net te hoop en te vertrou dat alles goed sal gaan nie. Dit lei tot wegdryf. Niemand besluit ek gaan weggroei van die Here af nie. Maar omdat ek my nie elke dag vasanker aan die hawe nie, omdat ek my nie vasbind aan die woord van die Here nie, gebeur dit ongelukkig dat ek wegdryf. Niemand besluit, hierdie woorde van die dominee of van die Bybel is benede my nie. Dis 'n kwessie van, ek het dit al so baie gehoor dat ek vergeet om te luister na die unieke. Ek het nou by myself gedink, as ek nou so elke oggend 'n oggendboodskapie gee en elke Sondag 'n YouTube preek, ek gaan nou op 'n stadium moeg raak vir die evangelie. Die Bybel gaan opraak. Die interessante is, net moet die teenoorgestelde gebeur. Ek het nou gedink, as ek nou hierdie boeke gaan oplees, wat gaan agter die teks aan, wat het byvoorbeeld die Hebreërskrywer gedink, wie was die mense wat eers gelees het, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, wie was die evangeliste, vir wie het hulle geskryf, hoekom het hulle geskryf, as ek nou al daai goed gelees het, as ek dit nou in my kop het, dan gaan ek deur die Bybel lees en dit gaan vir my voel, ek ken die Bybel nou. Glad nie. Dit raak al hoe interessanter. Hoe meer 'n mens leer oor die Bybel, hoe wonderliker raak die Bybel. Dis in geval hoe dit behoort te werk. Julle sien, as ek nou al hierdie huiswerk gedoen het en al hierdie wetenskaplikes se teorieë gelees het, en ek lees dan die woorde, dan tref dit my, Here, hoe is dit moontlik dat in hierdie geweldig ingewikkelde proses van die ontstaan van die evangelies, hierdie woorde so mooi, so bekend en so waar is? Hoe is dit moontlik dat iets wat geskryf is vir Christene in Rome, terwyl hulle vervolg is deur die Romeine, vir my vandag, wat sit en bekommerd is oor onluste, bekommerd is oor die ekonomie, hoe is dit moontlik dat dit met my so praat? Dan besef ek, omdat dit die woord van God is, omdat die Heilige Gees die Bybelskrywers gelei het, omdat die Bybel soos wat ons hom het, so glo ek, so bely ek, van God afkom. Dis die woord van God. Wat moet ek doen om geestelik geoefend te bly? Ek het nou klaar my lidmaatskap by die gym opgesê, want ek kom nie daarby uit nie. Maar ek wil nie graag my geestelike gym lidmaatskap opsê nie. Wat moet ek doen? Moet ek meer werk aan my geloof? Moet ek meer Bybel lees, bid, kerk toe gaan? Ek dink nie daai goed is verkeerd nie, maar wat sê hy hier vir ons? Waaraan hou ek vas? Ek hou nie vas aan iets binne my soos my geloof nie. Ek hou vas aan iets buite my, en wat is dit? Ons moet soveel te meer aandag gee aan dit wat ons gehoor het, sodat ons nie dalk wegdryf nie. Dit gaan om die boodskap van verlossing.
Waaraan ek moet vashou is nie my eie geloof nie, nie my eie bekering nie, hoe belangrik hierdie dinge ook al is, maar ek hou vas, die kaai waaraan ek my boot vasmaak, is die woord van die Here. Dis ongelooflik wat Hebreërs hier vir ons sê. Nou wat is daar dan wat ek kan doen om te keer dat ek nie wegdryf nie? In die eerste plek moet ek aanhou luister. Nou het ek vir hierdie week nou al 3 boodskapies uit die psalms gehad, lofpsalms. Nou kyk ek in die boekie, wat is vandag se teks? Dis nog 'n lofpsalm. Ag nee, alweer 'n lofpsalm. Wat kan ek anders sê as loof die Here? En dan begin ek oplees, dan begin ek kyk, en dan ontdek ek elke liewe lofpsalm is iets unieks. Ek moet nie dink, ek ken die Bybel, ek het dit al gehoor nie. Ek moet aanhou luister. En dan natuurlik moet ek vashou aan dit wat ek gehoor het. Wat is die boodskap? Wat sê die Here hier vir my? En ek hou vas daaraan. En dan gaan dit my deur die dag dra, dan gaan dit my lewe verryk, dan gaan dit vir my antwoorde gee. Dan as daar 'n krisis kom, kan ek sê, wat is dit waaraan ek vashou van die Here, dit wat hy vir my gesê het? Nonchalant blasey, ag, alweer die storie van die brood en die vis. Weet julle hoeveel mense het dit al beleef? Dat my geld gaan nie uitkom vir hierdie maand nie. En soos wat Jesus die brood en die vis vermeerder het, so is daar genoeg nie net vir hierdie maand nie, maar ook vir die eerste paar dae in volgende maand. Die weduwee se kruik met olie wat nie opraak nie. Julle sien, nonchalant mense, blasey mense sê, ek weet mos hoe werk brood en vis, ek weet mos dit kan nie gebeur nie, ek dit, ek dat. Iemand wat vashou aan die Here se woord sê, ek weet 'n klomp goed, maar een ding wat ek weet is, God is die Almagtige. God is die een wat voorsien. Hoekom moet ek kerk toe gaan? Hoekom moet ek bid? Hoekom moet ek Bybel lees? Daardie goed is nie 'n doel op sigself nie. Daardie goed is daar sodat ek al hoe meer ankers kan hê om my geloofsbootjie aan vas te maak. Ek lees vandag dit in die Bybel en ek hou vas daaraan. Ek hoor volgende Sondag dit in die kerk en ek hou vas daaraan. Ek bid en in my gebed hou ek vas aan wat ek vir die Here vra. Ek moet aanhou luister en ek moet vashou. En dan natuurlik moet ek besef wat ek het. Die grootste soeke van die mens is na sin in die lewe. En die een wat die mens, en nie net die mens nie, die hele skepping gemaak het, hy is die een wat sê, hy is my Vader. Om vir hom te vra, Here, Vader, ek sit met hierdie probleem, ek weet nie wat om hier te doen nie. Vader, ek sit met hierdie gevoel van terneergedrukheid. U het my gemaak, u weet hoe ek werk, u kan my help. Die hele kwessie van verlossing. Die boodskap van redding, ek hoef nie meer bang te wees nie. Niks kan my van God se liefde skei nie, nie eens die dood nie, so ek is nie eers meer bang vir die dood nie. Besef wat ek het en leef dan voluit. Leef doelbewus. Ek dink dis God se doel met al hierdie dinge, is dat ek regtig waar kan leef, voluit kan leef. Hoekom het die Here my gemaak? Sodat ek kan leef, sodat ek nou en tot in alle ewigheid kan leef. Hoekom het Jesus vir my sondeskuld betaal? Sodat ek vry kan wees, sodat die sonde my nie terughou nie. Julle sien, die Hebreërskrywer het geskryf vir mense wat nou al so tweede, derde geslag Christene was. Hulle word groot in 'n Christelike huis en hulle sê, is hierdie storie nog die moeite werd? Hy sê, jy verstaan nie. Nie net is dit die moeite werd nie. Dis die belangrikste wat jy ooit kan kry. Moet daarom nie wegdryf nie, moet daarom nie verontagsaam nie. Nie doelbewus omdraai, teen die Here draai nie, maar wegdryf en verontagsaam. Ag, my tuin. Ek hou regtig baie van die tuin, maar dink vir jouself, as jy nie aandag gee aan jou tuin nie. Nommer 1, die goed gaan verdroog. En die goed wat nie water nodig het nie, die onkruid, gaan begin groei. As ek 'n tuin vir 'n week lank los, is dit in mekaar. 6 maande, dan gaan ek amper niks meer met daai tuin kan uitrig nie. Ek moet van voor af begin. Ons het die geloof. Hoekom sal ons dink geloof kan maar net
hier iewers in 'n rakkie in my lewe staan en hy sal groei. Nie net gaan hy nie groei nie, hy gaan agteruit gaan. Gee aandag dat jy nie wegdryf nie en moenie verontagsaam nie. Amen. Dankie Here dat my lewe deurdrenk kan wees met wonderwerke. Die wonder van geloof, die wonder van u genade, die wonder van die woord, die wonder van die Heilige Gees. Help my Here om aan te hou luister, om aan te hou vashou, om elke dag te besef in watter genade ek leef en om elke dag voluit te leef in u teenwoordigheid. Amen. Jesus, alles gee ek u, wat ek is en het, en wat ek ooit sal wees. Jesus, alles gee ek u, wat ek is en het, en wat ek ooit sal wees. Al my hoop, my planne en my tyd, lê ek in u hand, vertrou ek aan u toe. Al my hoop, my planne en my tyd, lê ek in u hand, vertrou ek aan u toe. Leer u wil te doen, leer ek om vry te wees. Leer u wil te doen, leer ek om vry te wees. Jesus, alles gee ek u, wat ek is en het, en wat ek ooit sal wees. Jesus, alles gee ek u, wat ek is en het, en wat ek ooit sal wees. Jesus, alles gee ek u, wat ek is en het, en wat ek ooit sal wees. Deur u wil te doen, leer ek om vry te wees. Deur u wil te doen, leer ek om vry te wees. Jesus, alles gee ek u, wat ek is en het, en wat ek ooit sal wees. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly by elkeen van julle. Amen.